Goeiemôre julle almal. Hallo. Welkom by vanoggend se erediens. Ons is baie bevoorreg, baie bly om julle almal hier te sien. Goed. Afkondiging, skus, nou daai woord my ontgaan. Wat sê jongens? Okay, eerstens wil ons net dankie sê vir almal se harde werk van Vrydag. Chantel, jou span, baie dankie vir Vrydag en almal wat kom ondersteun het, baie dankie. Die Here het ons regtig waar gebless met Vrydag se geldjies. Dan my man was verveeld vanoggend, toe maak hy so fancy ding. So. Ek het die mic. Dagboek, die 7de Februarie is daar Valentynsmark gewees, ons het hom gehad. Dan, die 22ste Februarie het ons Annay Blom, dames het julle kaartjies gekoop, as julle nog kaartjies soek, Leandra het kaartjies, so asseblief op die kommunikasie gaan na dokumente, advertensie wees, so asseblief, sy is baie oulik. Dan die 23ste Februarie is daar nagmaal, en dan die 27ste het ons weer Abba straatbid. Dan volgende week, Lelani, as jy ietsie wil hê van Abba bidstraat, moet jy met Lelani praat, maar jy moet nou nie dit. Goed. Dan die 14de Februarie het NG Witpoortjie hulle Valentynsdaggetjie. Dit is R150, jy kry sop en sherry en dis 'n lekker musiek aan, so daar gaan goeders, volwasse koor en saambels, soliste, nie wat ek gelees het nie, maar goed, gaan ondersteun hulle ook, dames en here, dit gaan lekker pret wees. Dan volgende ene, dan Sondag die 23ste Februarie is daar weer muntlegging. So al die klein geld, mamas en papas, boeties en sissies, al julle geldjies, nee, al julle geldjies. Dit kan papiergeld ook wees, okay, rol hom net op. En die kinders en almal kom in hulle pyjamas. Ons almal is kinders van die Jesus. So almal kom in hulle pyjamas. Tannie Magda. Ag toe. Ons sal Tannie oortuig. Dankie Tannie. Dan, dames, die 18de Oktober is dit weer sulke tyd vir Greta Wit. So, as jy Greta Wit wil gaan die jaar saam met ons as kerk, asseblief laat weet vir my of vir Leandra, sommer net boodskap ons om WhatsApp ons om 'n persoonlik sê, Gerda Bouwer, ek wil Greta Wit toe gaan. So die kaartjies, ons gaan probeer om weer op die galery te kry, en daai kaartjies is, ek weet nie, laas jaar het ons R180 betaal per kaartjie, so begroot maar vereniging van R180 tot R200 'n kaartjie. Ons het almal saam gery, ons het lekker gepiknik, so asseblief, as jy wil gaan, 18 Oktober, maande verder, maar ons wil so gou as moontlik ons kaartjies koop. As jy nie nou die geldjies het nie, sê ook dan net, haai, ek kan nie nou betaal nie, maar kan ek afbetaal? Dan reël ons dit vir jou, asseblief, sy is regtig waar, en ons sal kyk werk vir skenkings, sê Stian. Dankie julle. Dan is daar iemand wat vir ons wil bid. Kom julle, dankie oom, Jou en oom Gerard, ek like dit. Dankie oom en Tannie. Goeiemôre almal. Ek wil net ding is, ek seker van almal wat hier is, het iets om voor dankbaar te wees vanoggend. So ek reg? Maar daar's ook almal van ons wat iets het wat ons kwel, besorgd is, né? Ons almal is dit. En daarom wil ek vra dat ons almal saam bid die Onse Vader. Ek wil net sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Dankie Tannie. Goed, al die jeug, kom vorentoe, laat ons lekker 'n bietjie praise and worship.
Kom. Kom Noah, kom Matthew, Corlia, Regard, kom. Kom Maatjie. Kom Angelique. Bring ons saam. Enige ouer maatjies, Tannie Magda? Dunay. Kom nou. Kom, bring jou maatjie saam. Toe, kom maatjie en Dunay. Okay, niemand anders nie. Okay. Lekker sing. Ek gaan gou kyk of ek hierdie ding hier kan reg kry, anders gaan die diensie baie lekker so wees, nie? Kom ons kyk of dit werk. Hansy, is daar enigiemand wat vanoggend was om wag vir die laptop, daar is hy. Vir ons 'n getuienis het, enigiemand wat dalk ietsie wil deel, as jy dalk nuut is, ons hou daarvan om mekaar te bemoedig soos wat die Bybel vir ons sê, deur getuienis te gee, om te sê, maar die Here het hierdie ding, of hierdie goeie ding vir my gedoen hierdie week, of hierdie wonderlike ding gedoen, en ek wil net vir hom dankie sê, so, as daar enige iemand is. Môre almal. Ek weet Lizet het nou al gesê dankie vir almal. Maar ek wil uit my hart uit kom sê dankie. Ek het so gestres oor Vrydag aand. Dinge het vir my so deurmekaar gevoel met die beplanning en alles en dit het regtig gevoel asof ons niemand bereik nie. En dankie liewe Jesus dat ons het Vrydag aand 'n vol saal mense gehad. Ons het op 'n stadium nie geweet watter kant toe nie met die verkope nie. Ons was regtig geseënd. So dankie liewe Jesus. En dan wil ek dankie sê vir my span. Ek wil vir elkeen van julle dankie sê vir julle harde werk. Sonder julle as 'n span kan ons dit nie doen nie. En ek wil dankie sê vir Dominee Stean, vir Moekie en vir Menet. Hulle het tot so ver gegaan om Vrydagoggend vir ons te gaan flyers uitdeel by die robot. Ek weet nie wie van julle het hulle daar gesien nie, maar hulle was heel oulik aangetrek vir die tema. En ons sê baie dankie. Ons waardeer dit regtig baie. En dan laaste maar nie die minste nie, aan julle wat hier was. Baie dankie vir julle ondersteuning. Sonder julle kan ons dit nie doen nie. Ons het julle nodig om 'n funksie te kan hou. Baie dankie. Sê. Is daar nog iemand wat dalk vanoggend getuienis het? Okay, so, dankie. Ek wil net vir julle sê gedeeltenis. So, wat ek vir jou sê, Vrydag was net 'n lekker te mekaar dag. Okay, op pad huis toe, was net 'n gearbox, hy wil nie meer werk nie. Verder kom het 'n gedeelte daar kom toe kry ons 'n boodskap dat ouma Lizzie is baie siek. En haar eerste boodskap, haar eerste seker so op pad terug, toe kry ons so 'n oproep van haar seun af wat sê, ouma wil niks doen as sy nie vir Dimpie daar het nie. So wil ek vir jou sê, kry vir jou 'n Dimpie in jou lewe, want dit is wat dalk jou lewe kan verander. Maar dis nie regtig my getuie. My getuie wil weer sê, toe ek wou in die ICU instap, so sê die hele tyd daar, dit was ek hier so 11:30 se kant. Haar eerste ding toe sy my sien, al wat sy my vra, sal jy vir my bid? So die vraag wat ek jou wil vra, het jy iemand wat vir jou sal bid? Sê. Nog iemand? Julle rustig. Okay. Julle ons tema van die maand, as jy dalk nuut is by ons, ons het 'n tema vir elke maand wat ons oor 'n onderwerp gesels. En so laas maand het ons bietjie gesels oor tegnologie en hoe kan ons dit gebruik en wat is die gevare daarvan? En hierdie tema vir hierdie maand is dan nou eintlik finansies. So eintlik die onderliggende tema daar eintlik maar is hoe hanteer ons rykdom? Nie net geld nie, maar hoe hanteer ons, hoe is ons goeie rentmeesters van dit wat die Here vir ons gegee het en dit wat hy vir ons aan die einde van die dag mee toevertrou, nê. Nee. En ons het laasweek 'n bietjie daaroor gesels toe gesê, maar kom ons toets ons liefde, nê, want die Bybel sê geld of rykdom, dis nie 'n probleem nie. Die probleem is nie dat jy ryk is of ryk wil wees of enige soets nie. Dis nie die uitdaging nie. Die probleem is wanneer jy lief word vir geld, nê. Of jy liefde het vir rykdom of liefde het vir geld. Sê 1 Timoteus 6 vir ons, daar is die wortel van aller kwaad, is die liefde daarin, nê. En so, ons gaan nou vir die volgende 3 weke, gaan ons 'n bietjie praat, verder 'n bietjie praat oor hierdie gedagtes. Nou, ek wil gou 'n bietjie by julle hoor, ons gaan lees, as jy 'n Bybel gebring het, jy kan oopmaak by Deuteronomium 14, ons gaan daarso lees,
Maar ek wil gou by 'n bietjie hoor, hoeveel tipes tiendes? So tiendes, julle weet wat 'n tiende is gewoonlik wat die dominee voor staan en sê gee vir ons asseblief meer geld. En julle weet mos nou al die grappie wat ek het, dis hoe die NG Kerk sy naam gekry het, want hy sê net NG, lag maar net weer. Okay, of nie. Maar in elk geval, hoeveel tipes tiendes dink julle is daar in die Bybel, of praat die Bybel van? Kom ek hoor 'n bietjie. Wat sê julle? Skies? Okay. As ek nou praat van tiendes, praat ek nou van die finansiële aspekte, né? So ons finansies, daai tipe goed. Hoeveel tipe tiendes dink julle is daar in die Bybel? Okay, wie sê 1? Okay. Wie sê 2? Niemand? Wie sê 3? Iemand wat sê meer? Okay. How's hy? Interessant. So die Bybel praat van 3 tipes tiendes wat ons het. Nou, voordat jy skrik en dink jy moet nou 30% van jou salaris vir die kerk gee, dis nie hoe dit werk nie, nee. So ons gaan lekker oor die volgende 3 weke gaan ons daaroor gesels. Gaan ons praat oor die tipe tiendes en wat behels dit en wat sê die Here vir ons en hoe wil hy ons moet dit gebruik. Nou, kom ek sê net gou 'n paar goedjies voor ons na die Bybel gaan om dit te lees. Baie mense, wanneer ons praat oor geld, wanneer die kerk begin praat oor finansies, daai goed, in die eerste plek hou mense niks daarvan nie. Want ek wil nie hoor ek moet geld weggee vir die kerk nie. Of ons het 'n paar redes hoekom ons nie vir die kerk wil geld gee nie, nê. En ek hoop dat ek in hierdie 3 weke vir jou gaan wys dat daai rede wat jy eintlik vir ons gee, wat ons baie keer hoor julle sê, is nie noodwendig, daar's 'n tiende vir daai rede, nê. Baie keer dan hoor ek gee nie my geld vir die kerk nie, ek gee my geld vir die armes. Wel, daar's 'n tipe tiende vir dit. Maar daar's ook 'n tipe tiende wat jy vir die kerk gee. En daar's ook 'n ander tipe tiende, nê. En so ons probeer verskonings hê, want vir een of ander rede hou ons nie daarvan om vir die kerk geld te gee nie, nê. En ons hou nie daarvan as die kerk daaroor praat en die tipe goed nie. En so, ons gaan regtig, ek hoop regtig om vir jou te wys dat ons as kerk kan ons oor geld praat en ons kan oor praat in 'n manier wat jou nie skuldig laat voel nie. Want ek dink baie keer lê dit daar is dat ek wil nie hê die kerk moet my laat skuldig voel oor my geld of wat ook al nie. En dis nie my bedoeling vir hierdie volgende 3 weke nie. Ek wil glad nie enigiemand laat skuldig voel nie. Ek maak 'n punt daarvan en ek het in die week het ek weer vir iemand gesê. Ek maak 'n punt daarvan dat ek nie weet wie gee tiendes vir die kerk op een of ander manier nie. Ek wil nie weet nie. Want dit is nie vir my wat belangrik is nie. En so, wanneer dit kom by tiendes en daai tipe goed, wanneer dit kom by finansies, is dit 'n saak wat jy en die Here eendag moet uitsorteer. En dis 'n saak wat jy en die Here nou eintlik moet uitsorteer. En so daarom maak dit nie vir my saak nie. Ek weet nie wie gee of wie gee nie. En ek weier om eintlik te weet. Want dit maak nie vir my, dis nie 'n saak wat ek hoef te weet nie. En so ons gaan 'n bietjie oor klomp verskillende goed praat en ek hoop aan die einde van die dag wil ek graag hê dat jy half bietjie anders te moet dink oor tiendes. As ek dit reg gekry het, dan's ek happy. Ek gaan nie happy wees omdat daar nou 'n klomp ekstra mense is wat geld gee nie. Dis nie wat my gaan happy maak nie, maar wat my gelukkig sal maak is as ek dit kon regkry om vir jou 'n ander perspektief te kon gee oor wat sê die Bybel vir ons oor geld en tiendes en daai tipe goed. Nou dit aan die een kant. Die ander kant, hou ons nie van tiendes of dat die kerk praat oor tiendes nie, want ons sê wel, dis deel van die Ou Testament, nee. Ons is mos nie meer onder die wet nie, en daai mense moes gegee het en al daai tipe goed. En dis waar. Is dat die tiendes en alles waar ons leer van die tiendes goed is onder die wet, nee. Ons lees dit in Deuteronomium, ons lees dit in Levitikus, daai plekke waar die wette gegee word. En so dis 'n geldige rede om te sê, maar ons is nie meer onder die wet nie. Maar beteken dit dat ons mag nou enigiemand gaan doodmaak? Want dis deel van die wet. So is daar enigiemand wat sê dat ons is nie meer onder die wet nie, so ons mag mense vermoor. Is daar enigiemand wat sê, wel ons is nie onder die wet nie, so ons mag gaan steel? Ons is dan mos nie meer onder die wet nie. En so net omdat ons nie onder die wet is nie, beteken nie daar's nog steeds beginsels wat geld vir ons as mense nie. En ek hoop om juis vandag al te begin daarmee om vir jou te wys dat
as ons werklik volgens die beginsels van die Bybel lewe, dan gaan ons regtig 'n anderste tipe lewe kan leef. Ons haal gedurig ons gedeeltes aan soos Jeremia 29 vers 11, nee, wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, 'n lewe van voorspoed en daai tipe goed. Nou soos, ja Here, gee vir my hierdie lewe van voorspoed, gee vir my meer geld, nee, of gee vir my meer rykdom, of gee vir my wat ook al. Maar ek dink dat wanneer ons werklik volgens die beginsels van die Bybel leef, wanneer dit kom by ons finansies en daai goed, dan sal ons werklik voel dat ons in 'n lewe leef van voorspoed. En so ek dink baie keer is die probleme waarmee ons sukkel, of waarmee ons sit vandag, wanneer dit kom by goed soos geld, wanneer dit kom by ons finansies, daai tipe goed, dan dink ek dit is omdat ons juist nie dink die Bybel het enigiets vir my te sê rondom dit nie, en ek wil nie dit doen nie, en dis hoekom, en ek vanoggend weer getuie daarvan, nee, daarom gaan ek nou weer my stoel kry, en ek gaan nou ook gaan sit, want ek wil net soos julle, moet ek self luister na my preek vanoggend, want ek kan dit in my eie lewe ook sien, hoe ek, as gevolg van, eintlik maar onkunde, goed gedoen het rondom my eie finansies, en my huis se finansies, wat beteken dat ons ook eintlik nie in 'n vryheid kan lewe nie, want ons wil nie Bybelse beginsels toepas in ons lewe nie. So, kom ons praat 'n bietjie oor tiendes. Hierdie stoel, wag, laat ek nou eers hierso, net nou sit en preek ek nie, net nou lê en preek ek. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die tiendes, nee, wat se tipe tiendes is daar dan in die Bybel? Nou die eerste een, is die een wat ek dink ons almal mee bekend is, en dis hulle noem dit die Levitiese tiendes, nee. En ek dink dis, as ek praat van tiendes, is dit die een ding wat almal eintlik maar aan dink, dis die tiende wat na die kerk toe kom. En dis die tiende wat ons gee aan die kerk, nee. Die tweede tipe tiende is die feestelike tiendes. En ek gaan nou 'n bietjie mooier verduidelik, want dis waaroor ons vandag gaan praat. Ek wil nie vandag oor die Levitiese tiendes praat nie, ek wil vandag begin met hierdie feestelike tiendes. En wat beteken dit? En julle gaan eintlik agterkom dat ons doen baie keer hierdie tipe goed, ons noem dit net ander goed. Maar dis heel moontlik dat jy dit al klaar eintlik doen, jy weet dit nog net nie. En in die Bybel noem ons dit eintlik iets anderste. En die laaste tiende is die tiendes vir die armes, nee. Of in Engels noem ons dit die alms, wat mens gee, nee. En daai tipe goed. So kom ek wil graag vanoggend, wil ek praat oor die feestelike tiendes, en wat dit is, en hoe dit lyk in ons lewe vandag, en hoe kan dit ons lewe eintlik maar beter maak, wanneer ons hierdie beginsel, weer eens, ons is nie onder die wet nie. Dis nie 'n moet nie. Jy het die vrye keuse om te luister na die Bybel as jy wil. Maar, ons kan nie die Bybel blameer, of die Here blameer, as ons nie doen wat hy sê nie, en dit gaan sleg met ons, nee. En so jy het die keuse om die beginsel toe te pas in jou eie lewe, en jou eie finansies, sou jy dit wou, en sou jy dit wil doen. Maar kom ons lees gou vanoggend, en dan gaan ons nou lekker saam praat oor die feestelike tiendes. So, dis Deuteronomium 14 wat ons gaan lees vanaf vers 22, gaan ons dit lees. En so hy sê die volgende, hy sê, jy moet elke jaar 'n tiende van jou opbrengs van jou gesaaides, van wat op die land groei, op sy sit. Jy moet dit in die teenwoordigheid van die Here jou God eet op die plek wat hy sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet die tiende op sy sit van jou koring, jou wyn en jou olie, en dan ook nog die eerstelinge van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyd deur te eer. Maar as die Here jou God jou baie voorspoedig maak en die plek wat hy sal kies om sy naam daar te vestig, boonop nog ver van jou af is, sodat jy nie die tiende die hele end op pad kan dra nie, kan jy die tiende in geld omsit. Jy moet dan die geld vat en na die plek toe gaan wat die Here jou God vir hom gekies het. Daar moet jy die geld ook daar moet jy met die geld koop net wat jy wil, bees, skaap, wyn, bier of enigiets anderste wat jy wil hê. Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. En so ons gaan nou net op daai tot daar lees vandag. So ek wil net gou 'n paar goedjies uitklaar vir jou, want die lewe waarin hulle gelewe en die lewe waarin ons lewe is heeltemal anders, en so dit klink dalk bietjie snaaks, of mens kan half eintlik 'n wanpersepsie hê rondom hierdie goed, wanneer ons dit lees, en dan soos, maar hoe werk dit dan nou vandag, nee. So in die eerste plek, praat hy van 'n tyd, en hy sê, 1 keer 'n jaar moet jy die tiende op sy skuif. Nou,
hulle het 'n bietjie anders te gelewe en ek seker meeste van ons weet dit, nê. Hulle was hulle of veeboere of saaiboere of enige soets. Hulle het of wingerde gehad of olie en al hierdie tipe goed. So, hoeveel keer dra 'n land oes? Een keer as jy regtig goed is en dit mooi beplan, kan jy 'n tweede keer uitkry, nê. En hoeveel keer kalf 'n bees? Dit was ook so min of meer een keer en weer eens as jy mooi kan beplan en goed, dan kan dit dalk meer as een keer 'n jaar wees, nê. En so wanneer hy praat, wanneer die Bybel, wanneer ons dit gaan lees, gaan jy sien baie keer praat hy in terme van jare, praat hy van hierdie tipe goed. Maar dis omdat hulle heel moontlik net een keer of dalk 2 keer 'n jaar die oes kon gekry het of die diere gekalf het en daai tipe goed, nê. Ons werk nou heeltemal anders. Wie van ons kry een keer 'n jaar salaris? Ja? Niemand. Ons kry maandeliks salaris, nê. So wanneer dit kom by die tydsperiode van tiendes en daai tipe goed, dan praat die Bybel baie keer van jaar in hulle opsigte, maar ons kan natuurlik nou daaraan dink om te sê, okay, maar dis dalk nou nie een keer 'n jaar nie, maar maandeliks kan ons hierdie goed toepas, nê. Want ons kry maandeliks 'n salaris waar hierdie ouens eintlik maar een keer 'n jaar die oes gekry het of die lammers gekry het of wat ook al, wat hulle dan daarmee kon gedoen het wat hulle wil. En so, wanneer ons dit lees, hoop ek dat jy dit sal in gedagte hou, dat dis eintlik iets wat ons maandeliks kan toepas in ons lewe, hierdie tipe goed. Nou in die tweede plek praat hy van wie hierdie tiendes ontvang. Nou as julle mooi geluister, wie ontvang hierdie tiendes? Het julle gelees? Of het julle gehoor? Jy, nê, jy self. En so hy praat hier so in die begin, hy sê, jy moet elke jaar 'n tiende van jou opbrengs, van jou gesaaides, wat jy op die land gegroei het, op sy sit, jy moet dit in die teenwoordigheid van die Here jou God eet, op die plek wat hy gekies het, om sy naam daar te laat woon. En so hierdie tiende wat hy hierso is, of voorskryf vir ons, is iets wat jy vir jouself eintlik maar op sy sit, nê. Nou, die doel van hierdie tiende, wat hy sê, waaroor gaan dit, nê? Sê hy hierso in die einde, heeltemal in die einde, in vers 23, hy sê dit sodat jy kan leer om die Here jou God altyd deur te eer. En so die doel van hierdie tiende was nie om dit noodwendig weg te gee nie, maar as jy hou dit eenkant self, totdat jy sekere goed moes doen, ek gaan nou 'n bietjie mooi lekker daaroor praat, en hy sê die doel daarvan is dat jy kan gaan met 'n hart van dankbaarheid, en sê, Here, dankie dat ek hierdie kan geniet, en dankie dat ek dit self kan doen. En so dis eintlik die doel van hierdie tiende, is sodat jy kan leer om die Here te eer. Nou ek dink hoe hierdie tiende, soos ek sê, ons is nou nie meer verplig, hierdie tiende, of tiendes wat hierdie mense moes gedoen het of gegee het, was tiendes wat hulle letterlik op sy gesit het, en dan wanneer die feeste, julle weet die Jode het sekere feeste wat hulle moes vier, nê. Daar was sekere feeste vir wat hulle moes Jerusalem toe gaan het, en wanneer hulle so toe gaan, dan het hulle hierdie tiende op sy gesit, hulle het die nodighede wat hulle, of die goed wat hulle nodig het, sodat hulle kan gaan, en sodat hulle dit daar kan geniet. En so, in vandag se tyd, sal dit eintlik iets wees, soos 'n spaarrekening. Hierdie tiendes, wat hy eintlik hiervan praat, sal ons in vandag se terme eintlik kan sê, maar dis 'n spaarrekening wat jy het, waarin jy elke maand 'n gedeelte van jou geld insit, sodat jy daai geld kan spaar, en ek dink in vandag se tyd sou dit lyk om dalk aan die einde van die jaar te gaan vakansie hou. So het jy al ooit gedink dat die Bybel sê vir jou, dat jy moet spaar om lekker te kan gaan vakansie hou? Wie van julle het al gedink die Bybel leer dit vir ons? Dis mos nou lekker. En so wat hy eintlik vir ons leer is, jy moet elke maand, wanneer jy jou salaris kry, vat 'n gedeelte daarvan, sit dit op sy, en dan sê hy, sodat jy dit kan geniet, sodat jy dit kan eet en drink en geniet, en sodat jy dit in die teenwoordigheid van God, hy sê dit hier mooi in die einde, nê, vers 26, hy sê, ek wil net gou sê, hy praat nou van, as jy in 'n ver bly, dan moet jy dit dalk nou in geld omsit, en as jy daar kom, nê, hy sê, daar moet jy die geld, of met die geld koop, net wat jy wil.
Waarvoor jy lus is. Doen met die geld net waarvoor jy lus is. Of jy nou vir jou bees wil koop om te eet, of wat ook al, 'n skaap, wyn, bier, of enigiets anders, wat jy wil hê. Maar hoor gou mooi wat hy ons sê. Hy sê, dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here, jou God, eet en bly wees. Jy sien, die doel agter hierdie is om aan God die eer te gee. Die doel agter hierdie is om vir God te sê, Here, dankie dat jy vir my so goed voorsien het hierdie jaar. Dankie dat ek hierdie ding kan gaan doen. Dankie dat ek hierdie ding met hierdie geld kan doen. Dankie dat jy so goed vir my is. Nou, ek wil gou vir julle 'n vraag hê. Ek wil nou nie hê julle moet julle hand opsteek of kop skud of sê ja of wat ook al nie, nê. Maar hoeveel keer of hoeveel van ons, wanneer ons gaan lekker vakansie hou, nê? Van julle was by die see hierdie Desember, nê? Sies van julle en los julle my hier by die huis, nê? Hoeveel van julle wat dalk by die see was, of waar ook al julle was met vakansie, of die vakansie wat julle beplan, nê? Of vakansie wat julle al gehad het, hoeveel van julle het ooit daar gekom en dan gebid en sê, Here, dankie dat ons vakansie kan kom hou. Here, dankie dat ons die voorreg het om hierdie te doen. Wie van julle het dalk oor hierdie Desember vir julle dalk 'n groot screen TV gaan koop? En hoeveel van julle het vir die Here dankie gesê dat jy daai TV kon koop? Hoeveel van julle het dalk hierdie week gaan uit eet en vir die Here dankie gesê? Ek praat nou nie van die gebed by die tafel wat ons nou al gewoond aan is nie. Maar regtig 'n tyd gevat het en gesê, Here, dankie dat jy ons so seën dat ons nie net by die huis hoef te sit en eet nie, maar ons kan hierdie week 'n pizza eet. Jy sien, ons doen baie keer sulke goed. Ons gebruik baie keer ons geld en ons gaan hou vakansie en dis wonderlik en ons gaan koop dalk vir ons 'n big screen TV of wat ook al. En ons gaan eet lekker uit. Maar hoeveel van ons onthou om vir die Here regtig te sê dankie dat jy vir my soveel geld voorsien dat ek in die vermoë is om dit te kan doen. Nou ek besef wanneer ek terugkyk oor my lewe, my pa het dit nooit intentioneel dit gelink dalk met hierdie gedeelte in die Bybel nie. Maar ek is dankbaar vir hom want as ek terugkyk in my lewe, kan ek sien hoe hy dit in my ingekweek het om dit te doen. Baie van julle weet ek hou van jag en is 'n liefde wat ek by my pa gekry het. En elke keer as ons gaan jag het ek en my pa en ons het dalk die dag 'n bok geskiet. Dan sop my pa daai aand na my toe kom net voordat ek gaan slaap en dan sê hy, Stian, onthou om vanaand vir Jesus dankie te sê dat ons hierdie bok kon skiet. En ek besef nou, soos wat ek dink aan tiendes en al hierdie goed en soos wat ek hierdie gedeeltes lees, besef ek, maar dis eintlik wat hy in my ingekweek het. Is om enigiets, wat ook al ek doen, of dit nou is dat ons dalk gaan vakansie hou, of dit is dat ons dalk kan bietjie gaan kamp, of wat ook al, is daar 'n ding binne my ingekweek om te sê, Here, dankie dat jy vir my die vermoë gegee het om nou hierdie ding kan doen. Want dis waaroor hierdie gaan, is sodat ons dit kan leer. En ek wil vir jou vra, as ouma of oupa, as pa of ma, boetie, sussie, oom, tannie, is dit iets wat jy jou kinders leer om te doen? Is dit 'n beginsel wat jy jou kinders leer om te sê, jy het nou 'n nuwe speelding gekry. Kom ons sê vir Jesus dankie daarvoor. Pappa of mamma kon dit dalk gekoop het, maar waar kom hy geld vandaan? Kom ons sê vir hom dankie dat ons nou hierdie speelding vir jou kon gekoop het. Kom ons sê vir hom dankie om hierdie ding te kon doen. Nou ek wil gou vir julle 2 ander gedeeltes lees, of nie 2 nie, 3 eintlik ander gedeeltes. 2 gaan oor die dankbaarheid, 1 gaan oor iets anderste. Maar juist om vir julle te wys, selfs in die Nuwe Testament gebruik Jesus hierdie konsep, hierdie idee, om ons moet lewe, wat ook al ons het, met dankbaarheid teenoor God. Die eerste gedeelte wat ek wil lees, wat jy kan dalk saam met my blaai, is Lukas 12. Ek gaan nou nie vir almal wag nie, so as ek nou daar is, dan gaan ek begin lees. Maar Lukas 12, vertel Jesus vir ons, iemand kom na hom toe en hy kom vra vir Jesus om iets te doen en dan gaan Jesus vir hom eintlik 'n storie vertel om vir hom die beginsel daarvan te leer. En so dit is Lukas 12 vers 22 en dit sê,
Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nuwe, nee wag, dis nie daar nie, skus. Vers 13. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. So, iemand kom na Jesus toe, en dit lyk of die pa, of wie ook al oorlede is. Skus, ek wil net hierdie ding weer vastplak, as julle mooi kan luister. Nou sê, iemand kom na Jesus toe en hy sê, hoor Jesus, sê vir my boetie, want hy is besig om my in te doen met die boedel, sê vir hom asseblief, hy moet met my deel, my erf deel. En dan antwoord Jesus en hy sê, maar hy antwoord hom, man, wie het my as regter of deler van julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Onthou, ons het gepraat in 1 Timoteus, nee, wat hy gesê het, die geldgierigheid, die liefde vir geld, is wat die probleem is in hierdie lewe. En so hier kom sê hy weer vir hom, hy sê, wees tevrede, eintlik sê hy vir hom, wees tevrede met wat in jou lewe aan die gang is. Wees tevrede met dit wat jou broer vir jou gee. En dan sê hy, maar pas op, dat ons nie geldgierig word nie. Pas op, dat ons nie 'n liefde vir geld ontwikkel nie. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy 'n gelykenis en hy sê, 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en al my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed gedoen. Jy het baie goed wat weggesit is, vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom, vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. So Jesus vertel ons hierdie storie, en dit klink eintlik asof dit nou teenstryd is van wat ek nou net gesê het, want ek nou net gesê dat die Bybel sê vir ons, spaar. Sit vir jou 'n geldjie weg, om daarmee te doen net wat jou hart begeer, nê? En nou vertel Jesus vir ons hierdie storie van hierdie man, wat dan nou 'n klomp goedjies het, en dan kom Jesus en sê vir hom, jy's 'n dwaas. Maar as ons mooi na die storie gaan kyk, dan sien ons 'n klomp goedjies raak. Dit sê hierdie man het in die land, het die oes so groot ingekom, meer as wat hy ooit kon gekry het. En hy sê selfs by hom, wat gaan ek met alles doen? Ek het nie eens plek vir dit alles nie. En so wat is die beginsel wat die Bybel ons leer, is as jy meer het as wat jy kan gebruik. Nie as wat jy kan gebruik nie, nee, want dis waar ons, die trap waar ons val, nee. Ons het nooit genoeg nie. Maar sê as jy meer het, moenie meer vir jouself hou nie. Maar wees vrygewig. As die Here jou meer seën, moenie meer vir jouself hou nie, wees meer vrygewig. Daar's 'n mooi quote wat ek eendag gehoor het. En die prentjie so 'n lang tafel, dit lyk amper soos 'n troue, nee, so 'n lang tafel met 'n klomp stoele. En dan sê die quote, dan sê as jy meer het as wat as God jou seën met 'n oorvloed, moenie jou mure hoër bou nie, maar bou jou tafel langer. Dit is my so mooi, nee, moenie jou mure hoër bou om dit te beskerm nie, bou die tafel langer, sodat jy vir meer mense kan gee. En so in die eerste plek kom hierdie ou en hy sê, wel, ek het meer as wat ek het, maar ek gaan dit vir myself hou, ek gaan vir myself groter skure bou. En die tweede punt, kan jy half agter tussen die lyne lees, dat hy dink dat hy is die een wat al hierdie wonderlike goed gedoen het, nee. Hy is die een wat veroorsaak het dat daar meer oes is as wat hy voor plek het. Hy is die een wat veroorsaak het dat sy oes so goed gedra het. Asof hy half eintlik 'n ego het om te dink, hy is die een wat dit reg gekry het, nee. En dan kom die Here en sê vir hom, maar jy is eintlik 'n dwaas. Want hoekom? Jy besef nie, dis ek wat al hierdie dinge gedoen het vir jou nie. Jy besef nie, dis ek wat die reën gestuur het, wat jou oes so goed gemaak het nie. Jy besef nie, dis ek wat dit gedoen het, dat jy A, B en C kon gekry het nie. En aan die ander kant kan ons lees tussen die lyne, dat hy eintlik niks wou deel van hierdie goed nie, gesê het, ek gaan dit alles vir myself hou.
Ek weet nie wie van julle kan onthou nie, wat was die 4de teken van liefde vir geld? Is hoe vrygewig kan jy lewe? Hoe vrygewig is jy? Is jy iemand wat glad nie eens 'n sent sal gun vir enigiemand anders nie? Nee, dis ek het hard genoeg gewerk vir hierdie geld. Dis my harde werk wat hierdie geld gekry het. So het hierdie ou ook gesê. Ander gedeelte wat ek gou vir julle wil lees, Spreuke. Daar's 2 gedeeltes in Spreuke, so as jy wil kan jy soontoe ook blaai. Eerste een wat ek wil lees is Spreuke 30. Dit is vir my so mooi want Spreuke, vermoed ons, is deur Salomo geskrywe, die ou wat die rykste in die wêreld was, die slimste in die wêreld was, al hierdie tipe goed, nee, hy het alles gehad wat sy hart ooit begeer het. En dan skryf hy die volgende in Spreuke 30 vanaf vers 7. Hy sê, ek het dit al vir julle al tevore gelees. Hy sê, net 2 dinge vra ek van u. Moet my dit tog nie weier nie, daarna kan ek sterf. En dan sê hy eintlik in die eerste plek, moenie laat dat ek vals is of lieg nie. En dan in die tweede plek sê hy, moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê wie is die Here nie. En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Dit is so mooi wat hy hier skryf, nee, hy sê, Here, moet my asseblief nie te ryk maak nie. Want ek is bang, wanneer ek so ryk is, dat ek sal vergeet, dat dit u is, wat dit alles vir my gedoen het. Dat ek is bang, dat as ek so ryk is, dat ek ooit sal vergeet, en dink dit was my eie te doen. Dis die storie, wat ons nou net gelees het, wat Jesus sê, van die ryk dwaas, nee. En dit is snaaks, dat Jesus baie keer die dwaase in die Bybel, vergelyk met mense wat ryk is. Want rykdom, die liefde, die geldgierigheid, die liefde vir geld maak ons dwaas. Dit laat ons vergeet, wie is die een wat regtig vir ons gee? Wie is die een wat regtig vir ons sorg? Wie is die een wat regtig vir ons die guns gegee het, die genade gegee het, die energie, die krag gegee het om op te staan, die wysheid gegee het om besigheid te kan doen, die genade gegee het om besigheid te kan doen. En daarom sê hy, Here, help my om nie eendag so ryk te wees nie, dat ek sal vergeet om u te eer vir alles wat u vir my gegee het. Sien, dit was die fout wat hierdie twee, of wat Salomo skryf en sê, ek wil nie dit doen nie, en wat die ryk man of die ryk dwaas gedoen het, is hy het vergeet om vir die Here die eer te gee vir dit wat hy gekry het. En so daarom is die eerste beginsel, wanneer ons praat in hierdie maand van finansies, is sit 'n gedeelte weg. Dit is goed. Maar aan die ander kant daarvan, gebruik dit, geniet dit, tot eer van die Here. Ek het al snaakse storie gehoor, mense, is snaakse dinge, né? Ek sê nou nog, dis hoekom ons onsself verwys as mensdom. Die mens kan maar partykeer lekker dom wees. Ek het al stories gehoor van mense wat hulle hele lewe lank weggewerk het. Van hulle 'n mooi pensioen bymekaar gemaak het. En tot vandag toe wil hulle nie 'n sent daarvan spandeer nie. As ek het soos, geniet dit. Geniet dit. Dit wat die Here vir jou gegee het. Maar maak seker jy geniet dit tot sy eer. Soos daai vakansie kan gaan hou. Dankie Here, dat dit jy is wat vir ons die vermoë gegee het. Die TV kan koop, wat ook al. Here, dankie dat jy vir ons die vermoë gegee het. Maar julle, ons trap as mense, soos ek net nou gesê het, ons is maar partykeer baie dom. En ons wil nie noodwendig altyd die wysheid wat die Bybel vir ons gee, aanvaar nie. En ek dink juis op hierdie punt is dit juis hierso waar ons die meeste val, nee. Want ons lewe in 'n samelewing en ons lewe in 'n wêreld wat sê, wat ook al jou hart begeer, jy kan dit nou kry. Dus ek nou gepraat oor 'n lekker big screen TV, nee. En van ons is soos, ja, dit sal nou lekker wees.
My 40 inch is nie meer goed genoeg nie. Hy werk nog, maar hy is nie meer goed genoeg. Ek soek nou 'n 55 inch. Nee. En dan sê die wêreld vir jou, jy kan dit nou kry, jy verdien dit. Doen dit. En as jy soos, maar ek het nou nog nie gespaar nie, ek het nou nog nie genoeg geld nie. En wat sê die wêreld? As okay. As so 'n ding soos 'n kredietkaart. Jy kan dit nou kry. Of wat's daai nuutste lay-by? Né? Vat dit nou, betaal dit af oor 3 maande of 6 maande of hoe ook al. Spreuke 22, julle leer vir ons. Vers 7, hy sê die ryke heers oor die arme. En ek dink baie keer, selfs ons politieke partye, ek weet nie of hulle hierdie gedeelte al ooit gelees in die Bybel, maar dan lees hulle dit en sê soos, ja, sien, né? Die ryke heers oor die arme, daarom moet ons van al die ryk mense geld vat, ons moet dit vir die arme mense net gee, né? Maar dan lees jy verder en leer en hoor, hoekom is dit die ryke wat oor die arme heers nie? Hoekom is dit die een wat ryk is wat heers oor die arme nie? Want hy sê net die volgende gedeelte, selfde versie sê hy, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Ek het laasweek vir julle 'n bietjie gesê, hoe lyk ons skuld in ons land? Ek sien ons lewe met 'n baie slegte gewoonte en dit is die gewoonte van skuld. En ek dink daarom is ons eintlik nooit vry nie. Daarom kan ons nie, soos die Bybel vir ons sê, in oorvloed lewe nie, want ons lewe nie in die beginsels van die Bybel nie. Ons lewe in terme van die samelewing wat sê, as jy iets wil hê, doen dit nou. Koop dit op die kredietkaart. En wat doen ons? Ons maak onsself slawe van ander mense. Ek het hierdie week, ek gaan nou sommer so 'n bietjie vir julle share, nee. Ek het hierdie week bel iemand my van MTN af. Dis waar ek is. En hy begin so en ek sê, jy wil vir my nog iets verkoop? Nee, ek sê, soek jy nog geld? Ja, so dan wil jy iets aan my verkoop. En ek praat omtrent vir 'n hele halfuur mors ek sy tyd om vir hom te sê, hoe werk dit nou, dat MTN in die afgelope 3 jaar, my kontrak's 3 jaar, ek is nou die 2de jaar, nee. Ek weet dit nou niks met julle uit te waar nie, maar ek wil net vir julle die beginsel wys. In die afgelope 2 jaar wat my kontrak aan die gang is, het MTN my kontrak 3 keer verhoog. Maar durf ek nou 1 maand nie betaal nie, wat doen hulle? Of durf ek nou besluit, weet jy wat, julle vra net te veel, ek gaan nou 'n bietjie minder betaal, wat doen hulle? En so die beginsel wat die Bybel sê, is dat die een wat leen, is die een wat die slaaf is. Ek kan nie vir MTN sê, jy mag nie my kontrak hoër maak nie. Hulle het die reg. Hoekom? Want ek is die een wat by hulle leen. Ek is die een wat 'n kontrak by hulle geteken en sê, geef my asseblief hierdie duur foon. Ek kan hom nie nou betaal nie, maar ek sal afbetaal oor 3 jaar. En wat doen hulle? Doen net wat hulle lus kry. En ek kan niks daaraan doen nie. En dis nou iets eenvoudig soos 'n selfoon, julle, maar hoeveel ander stories kan ons nie maar vertel nie. Elke keer as die Reservebank vir ons sê, so 'n bietjie praat oor die repo rate, nee, dan kry almal hartklopings. Asseblief moet net nie dit hoër maak nie, want hoekom? Dan gaan my karpaaiement op en my huispaaiement gaan op en die gaan op en my kredietkaart skuld gaan op en al die goed, nee. En ons sit met soveel vrees en soveel angs binne ons as die bank sê hulle wil die rates opmaak. Hoekom? Want ons almal is slawe van hulle, omdat ons nie Bybelse beginsels wil toepas nie. Nou ek weet baie van julle gaan sê, maar Stean, jy kan nie 'n huis koop of 'n kar koop sonder skuld nie. Ek kan dit. Maar hoeveel ander goed hoef ons nie in ons lewe te hê nie. Hoeveel goed het ons al gekoop op 'n kredietkaart wat nog voordat ons dit afbetaal het, is dit al gebreek. En ons hou maar nog steeds aan betaal. Die Bybel gee vir ons 'n beginsel waarin ons vry kan wees in hierdie wêreld. Die beginsel van spaar. Vat 'n gedeelte van jou salaris. Vat 'n gedeelte van jou inkomste. Of dit nou is SASSA of pensioen of wat ook al.
sit dit weg. Spaar eerder vir daai ding. Spaar eerder. En wanneer jy dit kan koop en jy is vry van slaaf wees van enigiemand anderste, dan sê jy, Here, dankie. Dankie dat U vir my die vermoë gegee het om hierdie ding kan koop. Dankie dat ek nie 'n slaaf hoef te wees van my kredietkaart nie. Dankie dat ek nie 'n slaaf te wees van die bank of wat ook al nie. Dankie dat U vir my die vermoë gegee het om hierdie ding te kan koop. Julle, wanneer ons in hierdie beginsels lewe, sal ons lewe soveel gelukkiger wees. Wat is die nommer 1? Ek hoef nie eers te gaan soek het vir statistiek nie. Wat is die nommer 1 probleem waar mense stres in hierdie lewe? Geld. Hoekom? Want ons sit in skuld. Die Bybel sê vir ons. Die Bybel leer vir ons die beginsels. Is ons net bereid om te luister? Is ons bereid om te doen en te ervaar die vryheid wat die Here vir ons in gedagte gehad het, as ons sy manier van dinge doen? Dit beteken dalk jy gaan nie nou dit kry nie, maar oor 5 maande, 6 maande, dalk eers aan die einde van die jaar, dalk vir 'n jaar of 'n half, wat ook al, wanneer jy dan dit kan koop en dit geniet tot eer van die Here, vry is van enige skuld, vry is van hierdie goed, vry is van die stres. Dan kan jy vir die Here sê, dankie dat jy vir my die geleentheid gee. Dankie dat jy vir my die vermoë gegee het. Dankie dat ek nie hoef te stres oor maandelikse betalings en goed nie. Julle, dis die eerste van 10, hoor my 10, die eerste van 3 tipes tiendes wat die Bybel ons leer. Beginsels, soos ek sê, die Israeliete was geforseer om hierdie goed te doen. Ek en jy wat vry is van die wet, het die keuse om te besluit, gaan ek dit doen soos wat die Bybel my leer? Of gaan ek 'n slaaf wees van ander mense? As jy keuse lê by ons. Die Bybel gaan jou nie forceer nie. God gaan jy nie vir jou sê, as jy dit nie so doen, dan mag jy nie hemel toe kom nie. As jy keuse is by jou, of jy dit wil doen of nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U woord kan gaan bestudeer. Here, dankie dat ons kan ontdek wat U woord vir ons sê, wanneer dit kom by geld. Here, U woord het baie vir ons te sê oor ons lewe, Here, as ons net bereid is om stil te word en te luister. En Here, soos wat U woord ook sê, as gevolg van onkunde, as gevolg van 'n gebrek aan kennis, Here, gaan U volk onder, of te gronde. Here, en ek besef dis eintlik maar elke dag van ons ook met hoef ter sprake. Here, is baie keer weet ons net nie wat U woord sê vir ons. Wanneer dit kom by goed so spaar, selfs so iets so eenvoudig, nooit eers gedink dat U Bybel of U woord vir ons sê dat ons moet spaar nie. Here, dankie dat ons ook die skatte kan ontdek wat U woord vir ons inhou. En Here, die keuse is ons, soos wat U vir nie disippels nie, soos wat U vir U volk gegee het en gesê het deur die mond van Joshua, kies julle nou, kies lewe of dood. Wil julle dit doen soos wat God sê of wil julle nie? As julle dit doen soos wat God sê, dan is daar lewe vir julle. As julle dit nie so doen nie, is daar net die dood. Here, mag ons net weer meer besef, Here, dat dit het soveel praktiese implikasies. Hoeveel van ons voel dood, Here, omdat ons elke maand moet werk, want ons het hoeveel rekeninge wat ons moet afbetaal, en ons is so dood hier binne in ons, as gevolg van skuld wat eintlik ons oorlaai, Here. Ons voel dat ons eintlik maar vernietig word onder die druk van skuld. Omdat ons nie Bybelse beginsels wil toepas nie.
Here, maar hoeveel mense kan lewe in vryheid, Here? Hoeveel mense ervaar lewe van dit kom by hulle finansies, Here, omdat hulle dit doen op Bybelse beginsels. Here, en so is vandag dit presies dieselfde vir ons, Here, elkeen wat hoor, elkeen wat oor het, kies vandag lewe of dood. Wil jy dit doen volgens die Bybelse beginsels en lewe kry? Of wil jy dit doen volgens jou eie kennis en wat die wêreld sê en dood aan die einde van die dag ontvang? Here, help ons om hierdie week 'n bietjie te gaan kyk, Here. Help ons om hierdie week 'n bietjie keuses te maak en besluite te maak, Here, gebaseer op wat u woord ons leer. En Here, dat ons ook die vreugde en die vrede sal ervaar wat saam met dit kom. En die einde van die dag, Here, ook hier kan kom getuig voor almal om te sê, ek het dit probeer. Dit het gewerk. Here, want die woord werk altyd. U weet waarvan u praat. Heilige Gees, mag u hierdie week in ons werk en ons kom herinner aan hierdie woord. En mag u ons ook kom help, Here, om wyse keuses te maak, want dit kom by selfs goed so spaar in ons lewens. Bid dit als in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, ons gaan geleentheid gee vir die offergawe, so jy is meer as welkom as jy sou wou, om ook jou liefdesgawe te bring, en dan gaan die band vir ons vorentoe kom, en ons gaan 'n laaste lied sing, en dit is eintlik so van pas, soek alleeers die koninkryk van God. En so mag ons ook dit ervaar. Ons gaan 'n bietjie later, net so terloops, sommer laat ek dit so sê, ons praat nou van 10 en alles, en ek dink baie keer in baie mense koppe wonder hulle, maar moet ek nou 10% gee, of moet ek nou 1/10, wat ook al. En so ons gaan 'n bietjie later praat oor dit, so moenie nou te veel daaroor stres nie. Ons sal 'n bietjie later daaroor gesels, want ons verstaan ook almal se situasies is anders in die Bybel het self iets te sê daaroor. So moenie nou te veel daaroor stres nie. Okay, ons gaan daaroor nog gesels. Ek hoop julle geniet dit sover. Asseblief stuur vir my 'n boodskap. Selfs kritiek. Julle, ons is nie bang vir kritiek nie. Asseblief. Julle moet vir ons laat weet. Julle is deel van die gemeente en so laat weet ons ook hoe julle oor die goed voel. En ons sal dit lees, ons sal dit onder bespreking hê, en ons sal daarmee ook werk, en so ons is nie bang as julle dalk vir ons kritiek wil gee nie, en ons verstaan ook, ons doen nie altyd alles, soos wat almal dit wil hê nie, so asseblief, laat weet vir ons, hoe julle dit ervaar, hoe ervaar julle die jaar en die temas wat ons mee besig is, asseblief, julle moet vir ons terugvoer gee oor al hierdie goed. En kom ons staan en dan sing ons hierdie laaste lied lekker saam. So, voordat ek die seën uitspreek, asseblief daar lekker koffie en tee daar agter, kom geniet dit saam. Ons kindertjies gaan gou klas toe gaan en hulle gaan daarso lessies hê. En as jy nie is, kom stel jouself voor. As jy lanklaas hier was, kom stel jouself voor. Hierdie grys hare is erg. Julle ek sal saam dink jy's nie. Maar kom geniet 'n lekker koppie koffie saam met ons. Ontvang ook die seën. Mag julle ervaar die genade van God ons Vader. Mag julle ervaar die liefde van sy Seun Jesus Christus. Mag julle ook hierdie week ervaar die leiding van die Heilige Gees. En dat hy ook hierdie woord in ons harte sal bære en laat groei tot eer van God en sy koninkryk. Amen.